Goeiemôre broers en susters. Is lekker om so saam met julle hier in die kerkgebou te wees vanmôre. Ons gebed is dat die Here regtig vir ons sal seën en dat sy genade oor ons sal wees en dat ons sy liefde en sy teenwoordigheid ook op 'n besondere manier sal ervaar. Geliefdes, dit is net na Hemelvaart wat ons bymekaar is vanmôre. Dit was donderdag wat verby is, Hemelvaart, die Here Jesus wat opgevaar het, gaan sit hier aan die regterhand van die Vader. Ons is so by Pinkster, so kom ons raak stil so voor die Here. Ek het 'n prentjie saamgebring, maar dan ook vir ons herinner aan die Heilige Gees wat op pad is. Kom ons buig net ons hoofde voor die Here. Vader, ons het gelees in U woord, in Daniël hoofstuk 7, dat Daniël 'n visioen het oor die hemelvaart. En hy het gesien, daar is 'n menslike wese, wat in die hemel aankom, en wat by hom wat op die troon sit en heers en regeer, gebring word. En dan sê Daniël, aan hierdie menslike wese is die koningskap gegee, sodat hy oor elke volk en nasie en taalgroep sal regeer en dat hulle hom sal dien. Ja, Here Jesus, aan U alleen is die heerskappy gegee, die koningskap, die eer, U koningskap en U heerskappy, sê die woord, sal nie tot niet gaan nie. Daarom sê Openbaring, U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat U geslag is en met U bloed uit elke stam en taal en volk en nasie vir God mense losgekoop het. Dankie Here Jesus dat U gekom het en dat U ons, U koninkryk en U priesters gemaak het. Ons eer U as die opgewekte Here wat opgevaar het en sit aan die regterhand van die Vader. Amen. Geliefdes in die Here Jesus, genade en vrede vir julle elkeen van God wat is en wat was en wat kom, en van die Heilige Gees wat in sy volheid voor die troon van die Vader is, en van Jesus Christus wat opgewek is, eerste uit die dood, hy wat heers oor alle konings van hierdie aarde. Ons gaan vanmôre saam voor die Here buig met lof en met aanbidding. Miskien net voordat ons sing uit Openbaring 5. In Openbaring 5 staan hierdie woorde. Dan sê Johannes, die hele skepping, alles in die hemel, alles hier op die aarde, alles onder die aarde, alles op die see, ja, alles wat daar is, praat hierdie woorde. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Aan God alle ewigheid. So kom ons sing. Dankie Annetjie dat jy vir ons begelei. Onvervoerd die lof gesing, met de aardse
Ons gaan saam lees uit Handelinge hoofstuk 1. Handelinge hoofstuk 1. Kom ons buig net ons hoofde voor die Here. Vader, ons kom buig vanmôre voor U. Ons sê vir U dankie dat U vir ons voorsien het in die Here Jesus Christus ons verlosser, in Hom ons koning. Here Jesus, dankie dat U gekom het en bereid was om U self vir ons te gee. Dankie dat U opgewek is. Dankie dat U aan die disippels kom wys het, onbetwisbaar, sê U woord, dat U werklik opgewek is, dat die graf leeg is, dat ons in U die oorwinning het om te lewe tot eer van U naam. Dankie Here Jesus dat U opgevaar het en nou heers en regeer in die hemel en dat U van daar af U Gees gestuur het. En daarom is dit ons gebed dat ons werklik ook vanmôre bewus sal word van dit wat U vir ons kom sê, wat moet gebeur in U koninkryk. Kom deur die Heilige Gees, Here, en breek U woorde vir ons oop. Kom maak ons brandende, maak ons warm in ons hart, soos wat U dit gedoen het met die Emmausgangers. Maak ons oë oop en verhelder ons verstand, soos wat U dit gedoen het, toe U die disippels ontmoet het agter die toedeure. Kom breek U woorde vir ons oop. Dankie dat ons, terwyl ons vir mekaar so kan bid en vra dat U ons sal ontmoet, dat U ook vir hulle sal ontmoet wat siek geword het. Vader, vir Tannie Elsie, ons bid dat U vir haar sal ontmoet, daar in die siekeboeg. Vir oom Charlie, waar hy ook in die siekeboeg is, dat U ook vir hom sal ontmoet, waar hy moet leer om balans te hê, om te beweeg, om met een been oor die weg te kom. Here, gee vir hom genade, om ook in sy emosie en in sy gees hierdie verlies te kan verwerk. Ons bid, Here, dat U in besonder vir hulle elkeen sal kom ontmoet vir wie ons voor U kom lê het. Ons dink, Vader, spesifiek aan Fanie en Gerda, waar hulle hierdie week wat kom by Louis se begrafnis ook sal wees, maar ook waar hulle nog steeds rou en besig is om te herstel vir Chris en vir Fanie Junior, vir Magdalene, vir Marissa. Ag Here, wil U net vir hulle nog steeds ontmoet in hulle hartseer. Ons bid, Vader, vir Elma wat herstel na die operasie, vir Charlene wat ook geherstel het na die operasie, maar wat weer vir ondersoeke gegaan het en nou ook verder behandeling ontvang. Wil U regtig vir haar ook vashou. Vir Alta, Vader, wat baie vinnig agteruit gegaan het na dat sy gehoor het dat sy ook kanker in haar brein het. Wil U nie net vir haar werklik dra nie. Dankie vir haar geloof en moedigheid, haar vertroue op U, ook vir Andries hulle, dat U vir hulle regtig sal seën. Vader, vir Edith, vir Tannie Sunny, vir Kobus, waar Tannie Sunny gesê het gister, Vrydag toe ek met hulle gepraat het, haar kinders gaan, en sy bly hier op die aarde. Daardie hartseer wat 'n mens het as jy jou kind aan die dood afgegee het. Vir Edith, wat sê sy is alleen oor van die kinders.
vir Kobus wat hulle ondersteun en saam met hulle pad stap, ook verboet. Ons bid dat U ook by hom sal wees. Ook waar dit hierdie week die begrafnis is, dat U ook vir hulle werklik sal toevou met U liefde en met U genade. Here, ons kom as 'n gemeente na U toe, want ons as gemeente is 'n geneesplek vir gebroke mense. Dankie dat ons daarom ook hier kan wees vanmôre. Ons bid net dat U genade op ons elkeen sal rus en dat U woord vir ons lewende kos en voeding sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan saam lees uit Handelinge hoofstuk 1, die eerste 8 verse. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Ons gaan net hierdie kort gedeelte lees, geliefdes. Mag ek en jy die woord hoor, en mag dit baie vrug dra, ook in ons harte. Ek het 'n prentjie daar op die skerm neergesit, wat 'n simbool is van die Heilige Gees wat kom, die Gees van die waarheid, die Gees wat vuur in ons lewe bring, die Heilige Gees wat ons kom vul en vervul, sodat ons 'n lewe van gehoorsaamheid en toewyding aan die Vader kan lewe. Ek weet nou nie wat julle getref het toe ons nou hierdie gedeelte gelees het vanmôre nie. Maar wat vir my getref het is, en dit is ons tema ook vir vanmôre, is dat ek bewus geword het en dat ek vir myself gevra het, op grond van dit wat ek van bewus geraak het. Jesus het nou opgevaar en hy sit aan die regterhand van God. Die hemelvaart het plaasgevind. Die Here Jesus is verhoog tot koning, heerser, regeerder. Wat nou?
Wat nou? Is ons as sy kinders nou met vakansie? Is ons as sy kinders besig bloot net om in hierdie wêreld te leef en te werk en te swoeg en te sweet sodat ons iets op die tafel kan hê om te eet? Is ons maar net uitgelewer aan hierdie lewe? Jesus het opgevaar en hy sit aan die regterhand van God. Hy is koning. Wat nou? Geliefdes, as ek hierdie gedeelte lees en omdat dit gaan ook oor die hemelvaart, het dit vir my getref dat die Here vir ons sê, ons is nie sterrekykers nie. Ons word geroep om op die aarde te fokus. Sien, toe die manne die Here Jesus gesien het volgens Handelinge 1 vers 9 tot 11, waar hy opgevaar het en hy in sy menslike gestalte opgegaan het om by die Vader te wees, het hulle bly kyk. 2 engele het gekom en vir hulle gesê, Galileese manne, hoekom staar julle so? Hy sal weer kom. Maar gaan nou na Jerusalem toe. Met ander woorde, moenie sterrekykers wees nie. Fokus op die aarde, hier waar jy lewe. Sien geliefdes, toe die Here Jesus dit vir hulle gesê het hy vir hulle gesê, ek het sekere opdragte wat ek wil hê julle moet uitvoer. Ja, ons kan vakansie neem en ons kan 'n bietjie gaan rus. Geestelik gewys is ons nie met vakansie nie. Geestelik gewys is ons geroep om aktief besig te wees, gefokus op hierdie aarde. Die Here Jesus sê hier in vers 2, of so skryf Lukas, hy sê, voor sy hemelvaart het die Here Jesus deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy uitgekies het. So die Here Jesus het opgevaar om te gaan heers, maar hy het bevele gegee, opdragte gegee vir ons wat deur hom uitgekies is en verkies is en deur hom uitgeroep is en wat vanuit die wêreld kerk geword het. Die Here Jesus het bevele aan die kerk en aan die gelowiges en aan hierdie gemeente gegee. So hierdie opdragte wat die Here Jesus gegee is, lees ons uit hierdie gedeelte, dit fokus en dit is gerig op die koninkryk van God. Hier staan geskrywe, voordat hy weggegaan het, het hy met hulle oor baie dinge gepraat van die koninkryk van God. En koninkryk, ons kan baie keer dink, die koninkryk van God is 'n plek. Ja, God sit op die troon, hy is in sy koninkryk, hy heers en hy regeer. Jesus sit aan die regterhand van die Vader, so dit is 'n plek, maar dieper as dit, geliefdes, koninkryk gaan oor die heerskappy van die Here Jesus Christus. Dit gaan oor sy koningskap. Hy heers, hy regeer, hy is koning. En as dit gaan oor die koninkryk van God, dan gaan dit oor die koningskap van God, die heerskappy van God. Daarom het die Here Jesus ons geleer bid in Matteus 6. Laat u koninkryk kom, laat u koningskap in ons, in die gemeente, in die wêreld, in die gemeenskap gevestig word. Sien geliefdes, as ek en jy dink aan die koningskap van die Here Jesus Christus, dan bly die vraag, erken ek dat hy koning is? En buig ek voor hom as koning? Word ek aan hom gehoorsaam?
Sien, dit tref vir my, geliefdes, dat hierdie, ek wil sê, program, wat die Here Jesus aankondig, as hy praat oor die koningskap, dat dit nie uit 'n mens gebore is nie. Dis nie een of ander predikant wat eeue terug gedink het en gesê het, ons moet besig wees nie. Dis nie een of ander professor wat gesê het, ons moet besig wees nie. Dis nie een of ander kerkraadslid hier in die gemeente wat gesê het, ons moet daarom iets doen nie. Of die dominee wat uitgedink het, hoe moet ek die gemeente besig hou nie. Sien, geliefdes, die program wat die Here Jesus aankondig oor die koninkryk van God, is in die hemel, in die hart van God gebore. Dit het 'n goddelike oorsprong. Hierdie program van God, hierdie besig wees van hemelvaart tot wederkoms. Sien, wanneer ek en jy daaroor dink, geliefdes, dan sê die Here Jesus vir ons in vers 8, julle sal my getuies wees in Jerusalem, hele Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. U hoor die uitgebreide taak wat die Here vir ons as kerk gee, as kinders van die Here, dat in ons, maar dan ook deur ons, sy koningskap gevestig sal word. En nie net hier waar ons is nie, maar ook hier waar ons is. Sien, geliefdes, wanneer die Here daaroor praat, dan dink ons aan wêreldsending, ons dink aan gemeentesending, ons dink aan die verkondiging van die woord, aan evangelisasie. As 'n mens Handelinge lees, dan sien 'n mens hoe hierdie sendingprogram, koninkryk van God, hoe dit ontplooi word. Handelinge 2, uitstorting van die Heilige Gees. Petrus se toespraak oor wat daar gebeur. Mense wat tot bekering kom. Mense wat in 'n gemeente hulle self organiseer. Die geboorte van die kerk, die geboorte van gemeente wees, net nadat die Pinkstergees uitgestort is op ons harte, en dan gaan dit verder voort as 'n mens Handelinge gaan lees. Ons kry in Handelinge 6 vers 7 die volgende opmerking. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Julle sal mos my getuies in Jerusalem wees. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Selfs uit die Jodendom, uit hulle wat die leiers is, hulle wat Jesus laat kruisig het, en daar 'n klomp mense tot geloof gekom. In Handelinge 1 vers 8 sê, van Jerusalem af, dan verder na Judea toe en na Samaria toe. En dan staan hier in Handelinge 9 vers 31, in die hele Judea, Galilea, Samaria, het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en het die ledetal toegeneem. Sien, wanneer die Here praat in Handelinge 1 vers 8 en hy praat van die gebied, dan word dit ook in Handelinge so deurgegee. Tot aan die uithoeke van die aarde, ons lees in Handelinge 28, dat daar geskrywe staan, julle moet nou mooi verstaan, dat God se boodskap van redding na die heidene nasies toe gestuur word. En dan sê hy het die koninkryk van God verkondig, en hy praat nou van Paulus, en die mense alles oor Jesus geleer,
en dit gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. Die program het 'n goddelike oorsprong. Dit waarmee ek en jy besig moet wees. Jesus het opgevaar. Hy sit in die regterhand van God. Wat nou? God het 'n goddelike program wat hy vir ons kom wys en kom gee. Sien geliefdes, as ek en jy daaroor dink, dan sê die Here Jesus vir sy disippels en die apostels, hy sê vir hulle in hierdie opdragte wat hy vir hulle gegee het, moenie weggaan van Jerusalem af nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader vir julle gee. Johannes het met water gedoop, maar ek sal julle binne 'n paar dae met die Heilige Gees doop. Sien geliefdes, die kerk, die gemeente, ek en jy, ons hoef nie uit ons eie krag en uit ons eie denke en uit ons eie planne te gaan reageer nie. Die woord sê, ons word bekragtig deur die Heilige Gees. Ons word bekragtig deur die inwoning van die Heilige Gees, deur die uitstorting van die Heilige Gees. Sien geliefdes, hierdie gedeelte sê, wag op die gawe van die Vader. Nou die apostels het gewag, en 10 dae nadat die Here Jesus opgevaar het, is die Heilige Gees uitgestort. Ek en jy kan ook wag om te luister na die Here, om te hoor wat die Here sê. Maar ons hoef nie te wag dat die Gees uitgestort moet word nie. Want die Gees is reeds uitgestort. Die Gees het reeds gekom, die Gees wat ons aan die brand maak, die Gees wat vir ons vuur gee. Hy wat ons beweeg en ons lei om intiem met God te wees en om hierdie boodskap 'n realiteit in ons binneste te maak. Hy is reeds binne in ons, sê die woord. Hulle het gewag, hulle is bekragtig deur die Heilige Gees en die krag van die Gees wat oor hulle moet kom. Die Griekse woord is dynamis. Wat beteken dit is dinamiet. Praat van geweldige energie. Die Gees wat in my en jou kom en soos dinamiet werksaam is in ons eie lewe sodat die koninkryk van God in my en in jou gevestig kan wees, kan ontplooi, dat ons in hom ons koning sal erken, maar ook deur ons kan beweeg na die wêreld toe. Sien geliefdes, wanneer die Gees uitgestort is, en wanneer die Here Jesus hieroor praat, dan stuur hy vir my en vir jou. Hy stuur ons word gestuurdes. Hy sê in hierdie gedeelte, die apostels vra vir hom op 'n keer toe die Here Jesus, toe hy saam met hulle was, Here, wanneer gaan u nou die koninkryk van Israel weer oprig? Met ander woorde, wanneer gaan u heerskappy en u koningskap in Israel sigbaar word? Wanneer gaan u die troon in Israel nie opneem? Lyk vir my, hulle het nog steeds gestikkel met 'n politieke agenda, gedagte. Maar jy sien, wanneer die Here Jesus met hulle daaroor praat, dan sê hy vir hulle, dit is nie nou vir julle die tyd en om die tyd en omstandighede te weet, wanneer die Vader sy koninkryk sal vestig. En dit lyk vir my, hy vat dit terug na die wederkoms toe. Want ek en jy hoef nie die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. En dan kom hier 'n woord wat sê, maar, met ander woorde, moenie dink en sterrekykers wees heeltyd nie. Ja, ons moet die koninkryk verwag. Ons moet die wederkoms verwag.
Ons moet uitroep soos Openbaring sê, Maranatha, kom Here Jesus. Ons moet dit doen. Maar terwyl ons dit doen, sê die Here, fokus hier op die aarde. Want julle sal my getuies wees. Nou geliefdes, om 'n getuie te wees beteken bloot om te vertel dit wat jy gesien het en gehoor het. Dis om 'n getuie te wees. As jy opgeroep word om in die hof te getuig, is jou verantwoordelikheid bloot om te getuig en te vertel wat gebeur het. Hoe jy dit gesien het en wat jy beleef het en wat jy daar raak geërvaar het. So as ek en jy dan 'n getuie moet wees deur die Heilige Gees, dan beteken dit dat ek en jy bloot net moet getuig, moet vertel van dit wat die Here Jesus kom doen het, en dat hy die koning is wat heers en regeer. Maar dan vertel ons nie net die evangelie nie, dan is ons gestuurde, soos Matteus 28 sê, gaan maak disippels van al die nasies. Of soos Lukas 24 sê, in my naam moet daar bekering en vergifnis van sonde verkondig word. Maar ons moet ook praat oor die koningskap van God in ons eie lewe. Ek kan nie met julle praat oor die Here Jesus en oor 'n innige verhouding met hom, as dit nie in my lewe funksioneer en gebeur nie. Ek kan vir julle 'n klomp woorde vertel, maar as dit nie my lewe is om saam met die Here Jesus te beweeg nie, dan is die krag van die Gees nie saam met my nie. En sien geliefdes, wanneer ons praat van getuies, dan is dit om te vertel. Maar hierdie Griekse woord, martyrios, beteken ook martelaar. En 'n martelaar is iemand wat sy of haar lewe verloor op grond van die getuienis wat hulle lewer. Daar's baie martelare in die geskiedenis gewees. Julle kan maar net Openbaring gaan lees, daai eerste paar hoofstukke, wat praat van hoe die kinders van die Here vervolg is, hoe hulle verbrand is, hoe hulle met pik gesmeer is en aan die brand gesteek is en vir die keiser 'n lig moes wees in die nag in sy tuin. Of hoe hulle vir die leeu's gevoer is. Hoe hulle op die brandstapels gesit is. Hoe hulle in potte met olie, kokende olie gegooi is. Sien geliefdes, wanneer ek en jy getuie word, dan is dit nie maar net om te praat nie, dis om werklik God se koningskap te lewe. Dis werklik om selfs jou eie lewe te gee. Daar staan geskrywe in Openbaring, die volgende woorde. Ek het gesien dat die vrou, en dit is nou die Romeinse ryk, of dis die ongelowige wêreld, met al die heersers en die dinge wat daarmee saamgaan, dronk is van die bloed van die gelowiges. Sy is dronk van die bloed van die gelowiges, van die mense wat vir Jesus getuig het. Ons lees dit ook bietjie vroeër in Openbaring, wanneer daar staan, die duiwel is uit die hemel uitgewerp, hy het op die aarde geval, en hy is woedend kwaad, en vervolg die wat aan die Here Jesus behoort, en wat sy getuienis uitlewe. Is jy bereid? Is jy bereid om so te getuig? Want u sien, geliefdes, wanneer ons getuig, dan sê hierdie gedeelte, julle is my getuies. Julle vertel van my. Julle ly ter wille van my. Julle ly ter wille van die koningskap wat ek in julle lewe bring.
Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Wat nou? Kan ek net vir julle weer iets lees uit die vroeë kerk, daar die eerste gemeente. Hoor net wat het daar met hulle gebeur. Wat het hulle gedoen? Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Met ander woorde, hulle het hulle heelhartig toegelê op die boodskap van die Here Jesus Christus. Hulle het hulle heelhartig toegelê om die skrif te lees, te bestudeer, om te buig voor die Here, om gevoed te word in hulle gees deur die woord van God. En die gees het hulle daartoe gebring en die woord vir hulle oopgebreek. Jy kan dit maar gaan lees in Johannes 16 of in Johannes 14 oor die taak van die Heilige Gees. Geliefdes, hier staan geskrywe hulle, behalwe dat hulle self toegelê het op die leer van die apostels, die woord, die evangelie, het hulle die onderlinge verbondenheid gevier. En onderlinge verbondenheid beteken dat daar tussen hulle 'n besondere gemeenskap ontstaan het. 'n Gemeente ontstaan het, nuwe verhoudinge ontstaan het. Dat hulle saam gekom het as gemeente. En dat hulle by die eredienste en by die ander byeenkomste teenwoordig was. Dat hulle die gemeenskaplike maaltyd gevier het, met ander woorde die nagmaal. Hulle het dit herdenk, dit wat die Here Jesus kom doen het, in opdrag van die Here Jesus. Hulle het hulle heelhartig toegelê op gebede. Met ander woorde, om voor God te buig, God te aanbid, vir mekaar te bid, en in gebed voor die Here te staan. So as ons 'n gemeente wil wees, wat getuig, dan moet ons die koningskap van die Here Jesus ernstig neem in ons lewe, sodat dit kan uitspeel in ons verhouding met mekaar, in die gemeente, met die gemeente, in die gemeenskap, met die gemeenskap, in ons bestudering van die woord, in ons gebedslewe, in ons toewyding aan die Here. Hierdie gedeelte sê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang om dit te doen. So daar is vrymoedigheid, daar sal vrymoedigheid in julle kom. En dit is wat die Petrus hulle bid vir die gemeente. Hoor net wat staan hier in Handelinge 4 en daarmee sluit ek af. Kyk nou, Here, hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. En laat u hand genesings bring. En laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar Jesus. En hierdie gedeelte sê, nadat hulle gebid het, het die Gees die plek geskud en hulle lewens vervul en hulle volgemaak met sy teenwoordigheid. Baie dankie, Annetjie, Laurens Kotie. Ons geliefdes, ons gaan afsluit met hierdie lied. Helder skyn ons lig vir die nasies. Kom ons staan, dan sing ons dit saam.
Geliefdes, julle is die sout vir hierdie aarde. Julle is die lig vir hierdie wêreld. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Kom ons plaas gou ons hand op die skouer links of regs, of agter of voor ons, wat ons dan die opdrag gee, gaan dan heen, gaan in vrede. Versprei my lig, aanleef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar, kyk ek is rondom jou, want ek beskerm jou, ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien, ek is binne jou, ek lei jou deur die Seer van God drie eeuwig sal verewig by jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my lig, aanleef my liefde, my kind onthou, ek is altyd Geliefdes, gaan lewe onder die heerskappy van die Here. Mooi loop, kom drink gerus 'n koppie tee saam. Kom geniet mekaar se teenwoordigheid.